Ons is weer baie dankbaar om saam met u te wees vanaand. En die groot ding is dat ons die woord van die Here in ons midde het en dat die Here sy Heilige Gees ook uitgestort het om dit vir ons te kom verklaar. Nou, ek wil elkeen van die bedank wat kom, ons is bly dat hy kom. Ek wil tog net ook vra met vrymoedigheid. Weet ek is nou nie 'n vreeslike dinamiese spreker nie. Vir die studente baie gesê in die klas, ek gaan hulle nie probeer beïndruk nie. As wat ek vir hulle aanbied, nie die hart aangryp nie, dan moet dit nou maar verbygaan. Maar ons glo tog dat ons 'n waarheid het wat ons in die oor dra, soos die Here dit vir ons oopgebreek het. En ek dink baie mense het behoefte hieraan. En maar u aanmoedig om mense aan te moedig om miskien agterna in te skakel, deur te gaan. Ek dink maar terug aan 'n pastoriemoeder wat op 'n geleentheid vir my gesê het, sy wens elke lidmaat in die kerk kan die boekie kry en dit deurlees. In die week het 'n skoolhoof van 'n hoërskool my gebel, na hy die boekie deurgelees het met groot dank en waardering. En hy het ook hierdie woorde gesê, hy wens elke mens in die land kan die boekie kry. So vir mense het dit baie waarde, dat die woord in die hart lewend word. Moedig gerus mense aan om dit te lees, om die waarheid van die woord ook te kan hoor. Want dit is so belangrik wat die Here vir ons as in ons huwelike wil doen, in ons gesinne, in die gemeente, in sy kerk en eintlik ook in ons land. Mag die Here vir ons daarin ook ondersteun en help. Nou ek wil graag vir u voorlees uit Psalm 78, die eerste 8 verse. Van vers 1 af, Psalm 78, van vers 1 af. Ons kom vanaand by die gesin, so die Here wil volgende week van ons met u praat oor die gemeente, dis die uitbreidende sorgstruktuur van die huwelik, na die groter kring die gesin, en van die gesin af na die groter kring die gemeente, en eintlik die kerk ook, maar ons sal net tot daar by die gemeente gaan, maar vanaand dan die gesin. Ek begin lees van vers 1, 'n onderwysing van Asaf, my volk luister na my onderrig. Mag julle neig julle oor tot die woorde van my mond. Ek wil my mond open met 'n spreuk, raaisels uit die voortyd laat stroom. Hierdie dinge kom van ver af, is nie maar net nou nie. Want wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het. Hy tog het 'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat hy ons vaders beveel het, om dit aan hulle kinders bekend te maak. Bevel van die Here om dit oor te dra, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en weer vertel aan hulle kinders, en hulle vertroue op God kan stel, en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar, en nie word soos hulle vaders nie, 'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. Net tot daar, soos nou sommer net so ons gedagtes vir 'n oomblik laat gaan, as ons dink aan die wêreld rondom ons, wat baie de mekaar is, goddeloos, mense wat die Here nie ken nie. Maar dan kyk ons ook binne die kerk van die Here, so klompie, so 2 jaar wat gelede, daar by die kweekskool in 'n diens gesê, as ons wil sê, kyk hoe lyk die wêreld, dan moet ons eintlik eers sê, kyk hoe lyk die kerk. Want soos wat die kerk gaan, so gaan die wêreld. As dinge in die wêreld verkeerd is dit nie dalk omdat dit verkeerd is in die kerk nie. Nou hierdie gedeelte sê vir ons baie duidelik, dat daar 'n pad is wat ons moet loop, om die woord van die Here oor te dra, van geslag tot geslag. Dit kom van die voortyd af, van die skepping af. Dit het nie eers langs die pad ingekom nie, kom al die pad, van die begin af.
en dit moet telkens oorgedra word aan die volgende geslag, sodat die vaders, hulle vaders, nie koppige, hulle nie word soos hulle vaders, 'n koppige en wederstrewige geslag. Wat stuit die kerk? Wat bring wrange vrugte in die kerk? Is wanneer mense koppig raak, nie gehoorsaam aan die stem van die Here, wat nie lewe volgens die woord van die Here nie. Hy sê 'n koppige en wederstrewige geslag. 'n Geslag met 'n onvaste hart, val heen en weer, die kant toe, daai kant toe, ander kant toe. Nie 'n bestendige navolg van die Here nie. Wie se gees nie trou was teenoor God nie. Die Here wil dit voorkom. En die manier wat hy dit voorkom, is as ons gehoorsaam word aan die stem van die Here en lewe volgens die woord van die Here en deur woord en daad, deur onderrig en deur voorbeeld die woord van die Here oordra. Nou, dit is so amper so 'n inleiding voor die inleiding, maar wat ek dink wat ons tog net moet besef. Nou as ons nou vanaand kom by die gesin, dan moet ons opmerk dat die gesin basies dieselfde doel het as wat die gehuwelik of die gemeente voor die Here het. Dit gaan om dieselfde sorg, die sorg wat in die gemeente nodig is meer intensief nodig in die gesin en ook in die huwelik. Daardie sorg moet deurvloei van die een na die ander. Dis nie losstaande kompartemente nie, dis een liggaam wat betrokke is en wat op die pad van die Here moet wandel. Die vader en moeder in die gesin is as het ware 'n verlengarm vir die gemeente. Die bediening wat in die gemeente plaasvind, om dit van die gemeente af oor te dra in die gesin en dit daar ook te verwesenlik. Ouers moet 'n kanaal wees vir die sorg wat God aan die kinders wil gee. En let op die orde wat die Here bepaal. Dit moet van die gemeente af na die gesin toe. Die gesin bepaal nie die gemeente nie, maar die gemeente en die bediening in die gemeente, die teenwoordigheid van die woord van die Here in die gemeente, dit moet bepaal hoe die gesin funksioneer, hoe die gesin lewe. Daarom moet dit suiwer en reg wees. Daarom is daar 'n kerklike konteks. Daarom hou ek nie van lospredikante en losgroepe, mense wat rondval van hier en van daar, dan volg hulle die mens na en dan daardie mens nie. Wie kontroleer daardie lospersoon? 'n Gemeente, 'n kerk het 'n struktuur met 'n dogma, met 'n struktuur wat bepaal dat daardie dogma gehandhaaf word. Dis nie die dogma is sodanig nie, maar die dogma is ons verstaan van die skrif. Kan net so verstaan ons die skrif. Dit is wat die skrif vir ons sê. Dit is wat ons hoor uit die skrif. En daardie struktuur hou ons op koers en dit is waarvoor dit ook daar is. Maar dan terug by die gesin. Die kinders is aan elke gesin gegee om lief te hê en te beskerm. God het dit goed gedink. God het dit nodig geag dat elke nuwe mens wat die aarde betree, 9 maande voor geboorte in die moederskoot reeds in die gesinskonteks is. Wat daardie baba voor geboorte reeds die klanke, die atmosfeer, die gebeure in die huisgesin beleef en daarvan bewus raak. Van begintyd af, baie beperk, maar met tyd vorder dit en kom dit meer en meer, sodat wanneer daardie baba gebore word en by die huis aankom, kom daardie baba by 'n bekende omgewing aan. 'n Omgewing waarvan die klanke bekend is, waarvan die praktyke en die gewoontes reeds die grondslag daarvan vasgelê is. Dit is wat die Here bepaal het. En met 'n doel tot heil van die mens, tot heil van die gesin, om die beste uit die lewe te vind. Daar is 5 aspekte voor ons kom by die geestelike vorming wat die gesinsopsetraad, die struktuur, die normale sosiale struktuur of die gesinsstruktuur waarin 'n kind gebore word en wat die doel daarvan is. Daar is ten minste 5 sake wat ons nou moet kyk. Die eerste is dat die ouers vir daardie nuwe mensie wat die aarde betree 'n gesonde, 'n veilige hawe skep, 'n omgewing waar daardie kind veilig, rustig kan wees, 'n stabiele
liefdevolle, rustige groei leefruimte waar daardie kindjie kan opgroei. Daardie kindjie moenie in 'n stressituasie inkom, waar daardie kindjie nie weet watter kant toe wat nie. Al die energie moet gebruik kan word om te groei, om tot 'n volwasse mens uiteindelik te ontwikkel. Daardie kindjie moet nie aan prestasie druk onderwerp word nie. Dis iets vir later, op die behoorlike manier. Maar daardie eerste jare is dit 'n ondersteuningsbasis vir prestasie. Dis nie 'n ondersteuningsbasis basis waar prestasie belangrik is. Dis nie die terrein waar gepresteer moet word nie. Dit moet 'n groei omgewing wees. Hulle moet in die tweede plek begelei word in die blootstelling aan die toenemende lewenseise. En daardie klein baba, eers is al die sorg op die baba gekonsentreer. En as die baba iets nodig het, dan skreeu dit en skop by die voetjies en al daai dinge. En alles draai om die baba. Maar met tyd word daardie baba geleer dat daar meer is as sy eie bestaan, sy eie omgewing. En die ouers moet die kindjie daar in daardie situasie begelei. En dit is nie nodig, soos ek vroeër of elders ook al gesê het, dat 'n mens weeklikse 'n vergadering hou en jou kinders bymekaar kry en vir hulle mooi vertel wat word nou van hulle verwag nie. Hulle lees dit in die konteks, in die omgewing. En die ouer merk op as daar in die gedrag iets is wat net die aandag trek of wat vir jou sê daar is iets wat nodig is. Ek dink terug aan by die biologiese ma van die kinders toe sy gelewe het. Die tweede oudste seun het sy op 'n keer opgemerk of vir my gevra of ek opgemerk het. As hy die dag van die skool afkom en hy het 'n moeilike dag gehad, dan gaan hy na ete en hy gaan lê op my plek op die bed in die middag. Dis asof hy net daai geborgenheid, daai sterkte, daai omgewing soek. Mens merk dit op en dan gee jy aandag en jy begelei in die ontwikkeling in die lewe. Die tweede saak of die tweede saak in die ouerhuis, die derde, in die ouerhuis moet hulle lewensvaardighede aanleer en ontwikkel. Hulle moet leer om te kan werk en om van werk te hou. Nou dis nou begin baie klein, al is dit die baba wat net met die kleuter pas op die voete kom en begin beweeg, kan hulle net iets gaan bære of iets op sy plek sit. Maar met tyd is daar meer dinge wat gedoen kan word en 'n mens moet 'n kind leer om daarvan te hou om te werk. Laat hulle nie hulle blind staar teen die berg wat voor hom lê en hy moet nou hierdie berg hanteer nie. Maar dat hy sien na die berg hanteer is, die vrug daarvan, daardie werksbevrediging wat 'n mens ervaar wanneer 'n taak afgehandel is, wanneer 'n taak voltooi is. Ek dink aan Spreuke 10 vers 4 waar hy sê, hy word arm wat met 'n trae hand werk, maar die hand van die vlytiges maak ryk. Daar's 'n keuse en 'n mens moet 'n kind op daardie weg begelei. Spreuke 12 vers 24 sê ook, die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. As nie weer om van binne uit daarvan te hou en dit met sukses af te handel nie, dan gaan dwang later op hom toegepas word en dit maak dan die saak baie erger. Vers 27b ook van Spreuke 12 sê, vlyt is 'n kosbare skat vir 'n mens, om vlytig te wees. En waar leer 'n mens dit? Is die ouerhuis. Die ouers begelei 'n kind op daardie weg. Die vierde saak is om 'n kind te leer dat hy 'n eie unieke waarde het. Kinders verskil van mekaar. Hulle is nie almal dieselfde nie. Ek dink aan my jongste dogter, sy's pastoriemoeder daar op Bethlehem, die 2 of 3 seuns, die oudste ouetjie is 'n handige man. Daar by die huis, dis so 'n kareeboom, soms so 'n platform daar aangesit, so 'n soort van 'n boomhuis. En ek is daar besig met die boor en die skroewe om die plank vas te maak en hy klim op en hy sê, oupa, ek sal help. En hy vat dit en hy doen die werk. Jy kan sien hy het 'n vaardigheid in sy hande, 'n vermoë om die dinge te doen. En baie ander dinge ook. Hy is asof hy jou dop hou en kyk of daar nie iets is waarmee hy kan help nie. Die tweede ouetjie het my opgeval toe ons onlangs by hulle gekuier het. Hy is heel op 'n ander stasie. Maar hy kom van die skool af in die middag
En dan vir die huiswerk of vir eksamen of vir taak of wat ook al, hy's ontsaglik doelgerig. Ek weet nie of ek al iemand anders gesien het wat so doelgerig kan wees nie. Hy sal sy goed neersit en sy boeke vat en daar by die tafel gaan sit en jy kan praat en maak net wat jy wil, maar hy's gefokus op daardie taak en hy gaan sy verantwoordelikheid nakom. Elkeen het 'n ander geaardheid, elkeen het 'n ander aanslag. En 'n mens sien dit raak, jy merk dit op en jy begelei hulle daarin, maak hulle sterk daarin, maar jy help ook dat hulle aan ander sake ook aandag gee, dat hulle nie 'n tunnelvisie ontwikkel wat dit betref nie. En dan die 5de aspek, voordat ons kom by die geestelike vorming, is aanpasbaarheid in die lewe. En om aanvaar te word deur ander mense. Nie aanvaar in die verkeerde sin nie, maar ek dink aan Dominee Herbie se ma, jare terug daar in die Bosveld naby Blouberg. Sy het altyd gesê, niemand hou van 'n stout kind nie. 'n Stout kind is nie aanvaarbaar, niemand hou van hom nie. Maar mense hou van iemand wat vriendelik is, wat goeie maniere het, wat ag gee op ander, wat omgee vir ander, wat respek het vir ander. En dit is eintlik iets wat 'n mens van kleins af aan mense moet, in die klein mensies moet vas lê, dat hulle respek vir ander sal hê. En dit gee dat hulle vriendelikheid en dissipline ook in hulle lewe sal hê. Nou dit nou net wat die algemeen betref. As ons nou praat oor die geestelike vorming, dan sê die woord ook vir ons dat die gesin, soos ons hier gelees het in Psalm 78, is van vroeg af die plek waar God sy versoening wil openbaar. Sy woord het hy gegee. Ons het daar vroeg in die begin iewers gesê dat die Here in Eksodus 15 al vir die volk gesê het, as hulle in sy pad loop, sy woord gehoorsaam, dan sal hy geen een van die siektes op hulle lê wat hy op Egipte land gelê het nie. Die Here wil dat ons 'n weg van heil sal bewandel. Reg daar vroeg, in Eksodus 12 nog voor dit, met die instelling van die Paasfees, het die Here gesê dat hulle 'n lam per gesin moet neem. Die kinders is daarby ingereken, die versoenings offer wat gegee word, wat vir die volk, vir elke gesin 'n lam, is dit vir die gesin, nie vir die pa of vir die pa en ma nie, maar vir die gesin. Dit is ook duidelik in Matteus, as ons lees van die Here Jesus, hoe dat hy op kindertjies ag gegee het, dat kinders vir hom belangrik was. Matteus 18 vers 6 sê vir ons, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel. 'n Ouer moet hulle begelei op die weg. Jy moet nie 'n kind laat struikel. Nie struikelblokke in sy weg lê nie. Iemand wat 'n kleintjie laat struikel, hy sê dit is vir hom beter dat 'n meulsteen om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see. Jy is nie werd as groot mens om op hierdie aarde te lewe as jy kindertjies benadeel nie. Jy moet vir hulle op die weg begelei, dat hulle die heil van die Here ervaar. Markus 9 vers 36 sê die Here ook, en hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle. Die Here Jesus slaan sy arms om 'n kindjie en sê, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang my. Moenie hulle laat struikel nie, maar die positiewe. Hulle kom uit die hand van die Here. Dink aan die gedagte van die eersgeborenes, wat die Here gesê het, elke eersgeborene neem hy vir homself. Hy het die Lewiete in hulle plek geneem, om die volk te bedien met die woord. Hoekom die eersgeborene? As daar teken van lewe is, en lewe wat voortgedra word, is dit met die geboorte van 'n eersteling. Dit beteken daar kan meer kom. As daar nie eersteling is nie, is daar ook nie ander nie. Die eersteling behoort aan die Here. Nou sê hy, kindertjies, lewe wat hy gee, ontvang ons uit sy hand uit. Dit is hy wat lewe gee. En ons ontvang dit uit sy hand. Hy sê, ontvang my, maar elkeen wat my ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Kan jy sien hoe dat die Here kindertjies verbind aan Christus en aan God. So belangrik is dit in sy hand, in sy gesig. Maar nou is nou 'n paar dinge wat ons aan u wil oordra, wat betref die geestelike vorming van die kindertjies, wat ons uit die hand van die Here ontvang.
Psalm 78 wat ons gelees het, sê vir ons dat die werke van God moet so oorgedra word aan ons kinders, dat elke volgende geslag die Here kan ken en in hom kan glo. Dis nie maar net ons sê resitasies op, of ons het 'n gewoontetjie of wat ook al nie. Dit gaan daaroor dat die woord lewend oorgedra word. En dit kan net lewend oorgedra word as ek dit lewe, as dit in my lewe lewend is. Dit moet oorgedra word sodat die volgende geslag die Here kan leer ken. Maar hulle moet nie net weet van hom, hulle moet nie net weet daar is 'n God nie. Maar dit op daai punt kom wat hulle in hom glo. Wat hulle daardie oorgawe aan Christus maak om ook deel van die geslag, die bruid van die Here Jesus te word. Dit is die belangrikste deel van toerusting. Al die ander dinge volg hierop. Die belangrikste vir 'n ouerpaar in die gesin is om 'n kindjie, elke kindjie wat die Here aan u toevertrou, om hulle op die weg te begelei dat hulle die Here Jesus vind as verlosser en saligmaker. Dit is jou grootste en eerste taak. Daarvoor beloof ons ook in die doop met die doopgeleentheid dat ons hulle self sal onderrig, maar ook laat onderrig, dat hulle in die Sondagskool kom, dat hulle in eredienste kom, dat hulle die woord van die Here kan hoor. Die Here wil jou kind se siel red. En hoe vroeër, hoe beter. Dink daaraan dat die Here sê in Lukas 18, vers 15 tot 17, dat dit lyk asof, kyk, 'n kind kom, aanvanklik aanvaar hulle alles, en dan begin hulle alles bevraagteken. En voor daardie tyd kom wat alles bevraagteken word, moet daardie fondament al reeds gelê wees. Anders is daardie fondament nie gelê is nie. Dan sê Lukas 18 vers 15 tot 17, dat die intellek vir party mense 'n bron van struikeling kan wees. Elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hoe vroeër, hoe beter. 'n Kind moet geleer word om saligmakend te glo en 'n oorgawe aan die Here Jesus te maak, en dan daardie stadium wat hulle begin vra, dat hulle dan die behoefte het om Christus beter te leer ken, om meer van die woord te leer ken, om dieper in die woord van God in te grawe, as wat hulle die woord van God bevraagteken of die geloof bevraagteken. Dit is daarom belangrik dat die teenwoordigheid van Jesus in die huis geleef en beleef sal word. 'n Gesonde gesinslewe is grootliks die vrug van 'n gesonde verhouding met Christus. Dit kom van God af in die gemeente en deur die gemeente na die gesin toe. Die ouers se lewe voor die kinders is 'n voorbeeldles rakende die verhouding met God, met mekaar in die gemeente onderling en in die wêreld. Jesaja 2 vers 5 sê, kom huis van Jakob, laat ons wandel in die lig van die Here. 'n Oproep. Kom laat ons wandel in die lig van die Here, laat ons nie ander paaie loop nie. Ongelukkig in ons dag, ons het vroeër al daarna verwys, is die lewensomstandighede so dat mense moet werk, beide die ouers, en dikwels word die beroepslewe, die sosiale lewe, word selfs so belangrik en neem soveel tyd op, dat kinders verwaarloos word, dat hulle nie versorg word nie. Baie keer moet hulle tevrede wees met 'n stukkie geld in die hand, en dat hulle vir hulle self moet behaag of hulle eie dinge doen, maar die belangrike taak om hulle op die weg van die Here te begelei, dit word agterweeg gelaat. En 'n mens pluk uiteindelik die wrange vrugte daarvan. Ek wil 'n voorbeeld noem. My swaarle het by kinders 'n paar maande in Australië gaan kuier, daar vakansie gehou, soort van gebly. Toe hulle terugkom, toe sê hulle, Australië is nie plek om te bly nie. Hy sê, elke dag op die TV is daar berigte van jong mense wat in huise gaan inbreek en wat mense beroof. Hulle steek met messe, klink dit so Suid-Afrika? Dit gebeur daar, tussen hulle eie mense. Hulle steel motors, jaag op die snelweë, maak ongelukke, en ongelukkig daar mag kinders nie tot verantwoording geroep word nie. Die regstelsel
beskerm die kinders. En in daardie situasie pleeg hulle alles wat hulle voor lus het. Nou dink ek terug aan baie jare gelede, my swaar daar konstruksiewerk gedoen in Australië, toe sê hy, dis nie 'n plek om jou kinders groot te maak nie. Daar het hy, op die plek wat hy was, elders, het hulle mense rondgestuur om by die skole, om by die kinders navraag te doen of hulle getug is by die huis. En indien wel, dan word die ouers aangekla, omdat hulle die wet oortree het, omdat hulle kinders getug het. En daar's geen godsdiens in die skole nie. Soos in ons land ook die godsdiens uit die skole algemeen uitgehaal, meestal uitgehaal is. Daar's nie dissipline in die huis nie. Daar's nie 'n konteks waar kinders reg groot gemaak word nie. Die woord van God ontbreek. Wat is die vrug daarvan? 'n Wettelose klomp jong mense. Mense wat geen respek vir ander het nie. Die ander saak wat ons ook vind is dat kinders al minder word. Dit is nie te sê, jy weet, John Wesley was die 16de kind, en as hy nie gebore was en sy pad geloop het nie, dan het die industriële revolusie in Europa oorgespoel na Engeland. Maar die herlewing deur sy bediening en die ander wat saam met hom bedien het gekeer dat dit Engeland bereik. God gebruik mense, en die Here gebruik mense wat deur mense in die wêreld ingebring word, gebore word. En ons verantwoordelikheid is nou seker nie om ook 16 kinders te hê nie, maar om ten minste gewillig vir die Here te wees. Of ek geen kind ontvang, of die Here vir my een kind gee, of meer kinders gee, maar om gewillig te wees vir die Here, om sy weg in my lewe ook te laat plaasvind. Die volgende saak is, nie net dat hulle tot geloof kom nie, maar dat hulle ook begelei word in 'n lewe van geloof. Dat hulle opgevoed word, opgroei. In die eerste plek in geloofservaring. Kinders sukkel nie om te glo nie. Hulle glo maklik, maar hulle het nie ervaring nie. Ervaring wat daardie geloof vasmaak. Die ouer het daarom die taak om die kind te begelei tot die ervaring van die liefde van Jesus in die alledaagse lewe. Om dit raak te sien en dit te aanvaar. Geloof lei tot ervaring. Dit lei altyd tot ervaring. Geloof in die Nuwe Testament is altyd gevolg deur tekens, maar tekens gaan dit nie vooraf nie. Markus 16 vers 17 sê dat die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Sonder bevestigende ervarings raak geloof koud, dood, formeel en wetties. Verskoon. Volgens die ander saak verder is gebede van geloof, om kinders daarin te begelei. Hulle moet gelei word om gelowig te ontbid, te bid. Geloof is nie 'n hoë vesting waar ons die kwellinge van die lewe heen ontvlug, waar ons kan gaan wegkruip vir die dinge wat in die lewe aangaan nie. Maar geloof is die inteendeel of 'n gebed in geloof. Dit neem die Here, bring die Here binne hierdie situasie in, wat die situasie kan verander. Nou ek dink hierso maar net nou vir die eerste keer die week daaraan, en ek wil nie daarmee iets anders bereik as net om u te bemoedig nie. Maar ek het twee gebedslyste, die een vir die kerk, al die ringe met al die pastoree en die gemeentes, die ander een so meer oor die familie en al die dinge. En dan het ek ook nou een van die lyste in die groter gebedslys is die oor die regering, vir die regering. Maar ek sit 'n mens baie keer en bid jy en jy weet nie waarheen nie. Jy sien dit al hierdie onreg en bedrog en die ouens wat gekaap is, die mense wat deur die kriminele elemente beheer en bestuur word. Nou bid 'n mens, en ek het baie keer die Here gevra, Here, sal U nie iemand opwek met integriteit om hierdie dinge aan te spreek en aan te vat nie. En dit, mens lees van die generaal Makonasi, en dit het eers nie vir my deurgedring nie, maar toe later besef ek, maar is dit nie juis waarvoor 'n mens gebid het nie? Dat die Here iemand stuur met integriteit. Ek probeer hom nou nie ophemel nie, ons kan dit nie ons vertroue in hom stel nie. Ek probeer net iets illustreer, dat ons bid en die Here vra en die Here antwoord.
op 'n besondere manier. Wie het gedink dat uit die polisiegeleedere wat juis onderskoot is, daar iemand opstaan met integriteit en wat al hierdie booshede ontmasker en ontbloot. Ons weet nie alles wat daaruit gaan kom en wat daarvan gaan word nie, en ek voel ons moet sekerlik baie bid dat die Here sy lewe sal bewaar en ons sal bewaar van aanslae en so meer. As dit die pad is wat die Here beskik het, wat die Here mee besig is. Maar net om vir u te sê, ons bid. En onthou wat ek daarmee saam vir u wil sê, wanneer ons bid, gebed is nie 'n kitsmasjien. Ons druk nie 'n paar knoppies en hoop die masjien spoeg vir ons dalk 'n bietjie geld uit nie. Gebed is 'n saak waar die Here in ons harte en lewens wil inwerk. Dis waarom die Here ook nie altyd gebed dadelik antwoord nie. Terwyl ons bid vir 'n saak, is die Here baie keer besig met ons en vorm hy ons gedagtes, dat ons bid volgens sy wil. Maar dit neem tyd. Dit gaan nie vinnig nie. Dit gebeur nie oornag nie. Die Here neem sy tyd en op die regte tyd, op die regte manier antwoord hy. En mag die Here gee dat hierdie verwikkelinge van die afgelope weke werklik groot omwentelinge bring. Ons bid daarvoor, ons vra die Here daarvoor. En as dit die begin is van die antwoord op gebed, dan dank ons die Here daarvoor. As dit nog nie dit is wat die Here beplan en wat hy wil doen nie, ons kan nie aanspraak maak en sê, ons het nou gebid en nou gebeur dit nie. Ons het nie daardie reg, daai voorreg nie. Dit is die Here wat werk en ons moet getrou bly om te bid. En so kan ons ook die kinders help. Jy weet, hulle praat ook. Hulle hoor ook van dinge wat aangaan. Hulle kom van die skool af met al die stories. En ons kan hulle sê, weet jy wat? Ons gaan nie nou 'n boeremag stig of in die geheim weermag op die been kry of wat ook al nie. Ons het 'n baie beter weg. Ons vat hierdie dinge na die Here toe. Ons praat met die Here. Hy is groter as enige weermag. Hy is groter as enige regerder. Die Here kan wat mense nie kan nie. En ons moet bid en ons kinders leer om te bid, want ons is later nie meer hier nie. En wie gaan dan bid as ons nie vir hulle geleer het om te bid nie? En dan ook die kwessie van voorbeding, om vir ander te bid. Jy bid nie net vir jouself nie, of vir die landsomstandighede nie, maar daar is ook mense wat soms die direkte en besondere voorbeding nodig het. En hulle moet ook leer om terwille van ander voor God te gaan staan. Om vir iemand wat in nood is, om die aan die Here op te dra. En dan die antwoord van die Here te verwag. Om nie as die antwoord nie dadelik kom, om dan nou ontmoedig te raak en op te hou bid nie. Maar om aan te hou bid soos wat die Here lei en soos wat hy leer. Dan Jesaja 8 vers 18 sê so pragtig, hy sê, hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het. My kinders moet saam met my voor die Here staan. Die Here Jesus het in die hoëpriesterlike gebed, Johannes 17 vers 12 gebid. Hy sê, hy het die disippels wat God aan hom toevertrou het hy in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Hy het sy oog op hulle gehou, hulle op die hart gedra, in teenwoordigheid van die Here in. Maar as daar nog 'n saak waaroor ons die kinders moet begelei, ons moet vir hulle help om by die Here Jesus uit te kom, ons moet hulle begelei in 'n lewe van geloof, maar ons moet hulle ook lei op die weg van tydbenutting. Er is een ding wat iemand eendag gesê het, wat ons almal dieselfde hoeveelheid van gekry het. Party het meer geld gekry as ander, maar tyd het ons almal dieselfde, en om daardie tyd te benut. En wat is die eerste en belangrikste wat tyd betref? Is stilte tyd. Om tyd met die Here te neem in die oggend voordat ek die dag betree. In die aand wanneer ek die dag afsluit, ons het nou die dag gesê, ons kan ons laste van die dag na die Here te bring en dit daar laat. En dit doen ons in stilte tyd elkeen persoonlik. Om tyd te hê wat ek met die Here praat. En dan is daar 'n volgende saak. En dit is die van huisgodsdiens. Ons behoort in elke gesin 'n bepaalde tyd te hê elke dag wat ons saam as gesin met die Here praat.
Stilte tyd, ek alleen met die Here. Maar die Here het bepaal dat ons ook behoefte het om saam te bid met ander, saam te bid en saam 'n eenheidsfront, 'n geloofsfront te vorm om met die Here te praat. Wanneer ons huisgodsdiens hou, dan praat ons nie oor die Here nie. Ons praat met die Here. Ons kom in sy teenwoordigheid en daar luister ons na sy woord en ons praat met die Here en ons onderwerp ons aan sy wil. En dan is daar 'n derde aspek van tyd. En dit is die onderlinge byeenkomste. Die eredienste. Ek moet my kind leer om sonndagskool toe te gaan, daardie tyd aan die Here te wy, daardie tyd voor die aangesig van die Here te spandeer. Ek moet my kind leer, ons as gesin, dat ons die aanbiddingsgeleenthede in die gemeente bywoon. Dat ek nie maar by die huis sit, by die huis bly nie. Dat ek nie maar my gang gaan soos wat ek wil, na waarheen ek ook al wil nie. Maar dat ons leer, dis die dag van die Here, dis die tyd van die Here, en ons gaan saam om in teenwoordigheid van die Here te verkeer. My stilte tyd ek alleen, huisgodsdiens ons as gesin in teenwoordigheid van die Here, wat die eredienste betref, ons as gesin saam in teenwoordigheid met al die ander gesinne in die gemeente, om daar in teenwoordigheid van die Here te verkeer. En dit is grootliks die taak en verantwoordelikheid van die pa. Ongelukkig gebeur dit baie, dat 'n pa by die huis sit, en dat hy sy dinge hanteer, of dat hy met sy dinge besig is, en ma moet nou maar die kinders oplaai en kerk toe vat, en sonndagskool toe vat, en die pa is afwesig. Wat leer daar die kind deur sulke gedrag, deur sulke begeleiding? Daardie kind leer, godsdiens, eredienste, is vir vrouens en kinders, nie vir manne nie. En as hy groot word, wat doen hy dan? As hy die status van man bereik, of manlikheid betree, dan is hy mos nou klaar met godsdiens. Dis mos vir die vrouens en die kinders. Dis nie vir manne nie. Die pa behoort die voorbeeld te stel met 'n ywerige en toegewyde leiding wat hy verskaf. En dat dit met vreugde en blydskap gepaard gaan. Nie ag, dis nou alweer kerk nie. Maar wat Psalm 122 vers 1 sê, ek was bly toe hulle vir my gesê het, laat ons na die huis van die Here gaan. Psalm 84 wat ons vroeër jare baie gesing het, hoe lieflik is u wonings, Heerder, leerskare. Hoe begeer my siel om op te gaan. En daardie een dag in die voorhoewe is beter as 1000 elders. Daardie lofgesang om in die huis van die Here in sy teenwoordigheid te kom. Weet, in 'n Christen gesin behoort die woordjie nie te bestaan nie. Daar is nie so 'n ding van ma of pa, gaan ons vandag kerk toe. Of dis nou vakansie, moet ons nog kerk toe gaan. Dis mos nie sonndagskool nie. Of ons is op 'n ander plek, ons hoef ons nou nie kerk toe te gaan nie. Daar's nie 'n of in hierdie saak nie. Dis 'n ding wat moet vas staan vir die lewe, deur die lewe, wanneer die kinders klein is voor skool, deur die skooltyd, na die skooltyd, selfs na die einde toe. Jy weet, ek het die stukkie geskryf op 'n stadium ook oor die aanddiens bywoning, wat ek gevoel het, ons is ook nou oud genoeg om in die aande by die huis te bly. Ons bly so 37 km van die gemeente af. In 'n plaas, in 'n stuk grondpad en langpad sonder ligte en goede. En ons kwalifiseer ook nou om bietjie stokkies te draai. En die volgende sondagoggend, ons by die sondagaand by die huis, volgende sondagoggend toe vra klein Janie van die Woordford vir my, oupa, hoekom was oupa nie sondagaand in die kerk nie? En nou, dis nie net die aanspreek nie, maar dadelik het die besef tot my deurgedring, daai kindertjies, kyk na my. Wat is die voorbeeld wat ek vir hulle stel? Sê ek vir hulle, ons het net nou gesê, die paas gaan die kerk toe, dan hoef die manne nie te gaan nie. Sê ek vir hulle deur my optrede, ou mense hoef nie meer kerk toe te gaan nie. Dis 'n verkeerde boodskap. Dis iets wat lewenslank aangaan, solank ons asem het, om die Here te loof en sy pad te loop. Daar's 'n vierde aspek ook wat tyd betref, en dit is die kerkkonferensies. Nou, die Here het vir die volk gesê, hulle moet 3 maal 'n jaar 'n fees hou in Jerusalem. Met ander woorde, behalwe die stilte tyd, die huisgodsdiens, die erediens waar ons onderrig word in die woord van die Here,
is daar ook jaarliks tye wat ons nasionaal in weiërgroep bymekaar kom. En daar leer ons dieselfde waarhede as wat ons in die gemeente hoor. En as ons dit op 'n wyeer vlak ook hoor, dan maak dit daardie boodskap in ons hart vaster. Dit maak ons vaster binne die tradisie waar ons is. Dit gaan nie oor die tradisie nie, maar as dit 'n tradisie is van om God te eer en om die pad van die Here te loop, dat ons daardie pad ook loop. Die Here het dit so bepaal en veral ook vir eie kerklike konferensies. Ek het beleef op 'n tyd toe Lofdal nou nie meer funksioneel was nie, het van ons familie ander konferensies bygewoon. En na die konferensies, as hulle terugkom, dan is daar so 'n stukkie negativiteit teenoor die kerk. Kom ek agter, maar hierdie mense is nie gebou in die tradisie nie. Hulle is gebou maar op 'n syspoor, bietjie in 'n ander rigting. Dit is in 'n mens se eie kerkkonferensies wat 'n mens die pad wat die Here ons op wil neem, wat ons daardie pad moet loop. Daar staan 'n volgende saak, dit is wat geld betref. Moet ons ook ons kinders begelei. Dit gaan oor tiende gee. Dit is nie iets wat 'n mens leer wanneer jy oud is of wanneer jy eers begin verdien dat jy 'n vaste salaris kry of wat ook al nie. Die Here sê ons moet die Here eer uit die eerstelinge van al ons inkomste. Daarom behoort dit vir 'n Christengesin beleid te wees dat ons aan die Here gee wat aan die Here behoort. Ek het hier ook 'n kosbare ervaring gehad, die tweede jongste of die jongste dogter, my pastoriemoeder daar in Bethlehem. Sy was op 'n dag siek in die skool toe nie, laerskool nog. En ek loop van die studeerkamer af kamer toe om iets te gaan kyk of kry. En ek loop by haar kamer verby en ek loer in net om te hoor hoe dit gaan. Sy is daar besig om silwer geldjies wat sy daar in 'n houertjie gehad het, tel sy dit. Ek vra vir haar, nou, wat nou? Sy sê, nee papa, dit is liewe Jesus se geld. Ek tel dit net hoeveel dit is. Liewe Jesus se geld wat Sondag in die bordjie gegooi moet word. 'n Kind laerskool wat reeds daardie beginsel ervaar het, reeds vasgemaak. Maleagi 3 vers 10 sê vir ons dat ons die hele tiende na die skathuis moet bring. En die Here leer ons dat ons nie feesagtig moet wees nie. Ons moet nie dink, o aarde, jy weet, baie keer het mense al gesê as hulle hoor van tiende, ek kan nie eers al my uitgawes dek nie, hoe gaan ek nog tiende ook gee? Daar kan ek nog minder doen. En baie keer is dit juist daardie geloofstap wat mense van getuig het, wat ek vele van gehoor het, dat hulle daardie geloofstap geneem het en eers die tiende gegee het. En toe kon hulle skielik met 9 tiendes al die uitgawes dek, wat hulle vroeër met 10 tiendes nie kon doen nie. Dis 'n geloofstap om die Here te glo. Die Here wil ons seën op materiële gebied. Hy het nie ons geld nodig nie. Hy sê as ek iets nodig het, sal ek jou nie vra nie, want die vee op berge by duisende behoort aan my. So hy het nie behoefte aan wat ons behoort nie, maar 1/10 behoort aan hom en hy leer ons 'n paar dinge daardeur. Hier is 'n paar dinge wat ek net so vinnig kan noem. As ons aan hom die eerste deel gee, dan leer ons dis saliger om te gee as om te ontvang. Dit haal die bedel aspek komponent uit 'n mens se lewe uit, dat jy dink ander moet net altyd vir jou gee. Jy leer om te gee. Die tweede ding wat dit vir ons leer, dit suiwer ons of dit besweer die hebsug, daardie begeerte om alles in te palm wat my oë sien, soms ook ten koste van ander. Dit leer my om nie hebsugtig te wees, gierig te wees nie. As ek my tiende gee, dis sommer baie dinge wat die Here daardeur ook vir ons leer. Die derde is, dit leer my ook op 'n praktiese manier integriteit wat die geld betref. Dit leer vir my, al die geld wat in my hande kom, is nie myne nie. 1/10 is nie myne nie. Ek kan nie daarmee iets doen wat ek wil nie. Dit behoort aan die Here. So 1/10 moet ek na die Here toe neem. Dit leer my, alles wat in my hand kom, is nie noodwendig myne nie. Dit leer my integriteit en betroubaarheid en dat dit nie wanbestee mag word nie. Dan is daar ook die saak van visie. Ek dink maar aan hoe ek groot geword het. Dominee Sanders het elke sendeling wat in die land gekom het, Japan sending, wêreldevangelisasie sending en ander, as hulle in die land kom, kan jy seker wees hulle gaan een Sondagoggend op vereniging in die gemeente ook optree. Dit het die gemeente sending bewus gemaak. Dat het ons as jong mense, as kinders, ons het uitgegaan na die toplokasie toe
het ek baie van Dominee Sanders se preke het ek gaan oorpreek. Wat mense nog nie geweet van preke en preke voorberei nie. Jy het maar net wat jy gehoor het, jy net oor vertel. Maar daardie ywer en daardie besorgdheid ook verander. Dan is daar 'n derde saak nog, die priesterskap van die ouers. Dit is om voor God te verskyn ter wille van jou gesin en ook voor die gesin te verskyn namens die Here. So om voor God te verskyn, dit beteken dat in my gesin moet my kinders opmerk dat ek voor die Here wandel en dat hy sy heil, sy woord op my lewe afvryf. Levitikus 10, daar sê die Here toe Nadab en Abihu deur die vuur verteer is omdat hulle vreemde vuur voor die Here gebring het, sê die Here vir Moses, dit is wat hy bedoel het. En die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken. So die wat naby my is, die ouers wat nader beweeg aan die Here, in hulle met die kinders die heiligheid van God waarneem en opmerk. Augustinus se moeder, Monica, het vir hom bly bid totdat sy harde hart versmelt het. Toe het hy 'n kerkvader geword, iemand wat baie kosbare diens vir die Here verrig het. Aan die ander kant om voor die gesin, die voorbeeld wat ons vir die gesin is. Deuteronomium 6 vers 5 en 6 sê vir ons hoe dat ons lewe moet wees. Hy sê dat ons in ons handelinge moet dit sigbaar word, hoe ons optree. Dit moet die Here Jesus weerspieël. Ons gedagtes moet daardeur oorheers word. Vers 9 sê dit moet op ons deurposte, op ons poorte sigbaar wees dat die Here daar teenwoordig is. Kinders in die gesin moet sien dat God belangrik genoeg is dat die ouer tyd in gebed aan hom afstaan en dat daar voor hom gelewe moet word. Die ouers het die taak om dat hulle lewe een groot voorbeeld les vir die kinders sal wees van 'n lewe van vertroue op die Here. Hulle moet in die ouers se lewe moet hulle begeerig maak om ook die pad van die Here te loop. En dan deur die woord. Die voorbeeld moet spreek, maar die onderrig moet ook kom. Anders dink mense net dis 'n ek wens ek kan ook soos my pa of my ma gewees het. As hulle uitvind dis die Here wat hulle so maak en daai pad is vir my ook oop en onderrig uit die woord uit, dan gaan dit ook in my lewe 'n werklikheid word. Nou dit is 'n ewige stryd. Jy weet as ons dink aan al die aanslae daar in die eerste aand het ons gepraat oor daai artikel van Dr. Flip Buys dat hy in die beeld laat verskyn het van die stikkende gesin, die stikkende land. Die gesinne wat verbrokkel het. Hoekom word gesinne so verbrokkel? Hoekom skeur gesinne so uitmekaar uit? Al die ellendes wat ons aanskou, ook wat die aanbidding betref. Hoekom is dit so? Omdat die vyand weet wat God se baie konstruktiewe, positiewe plan daarmee is. En hy probeer dit verydel. Hy probeer al die pad om dit af te breek en te vernietig. In die geloof moet ons vas staan, op die Here vertrou wat gesê het dat hy met ons is al die dae tot aan die volëinding. So ons kan nie moed opgee nie. Ons moet maar saam met Daniël sê daar is 'n God in die hemel. Al is die volk in ballingskap. Daar is 'n God in die hemel en hy beskik en bestuur die lot van die nasies. Hy sal ons ook aan die ander kant uitbring as ons op hom vertrou en lewe volgens sy woord. Hy het die Satan oorwin. Daarom kan ons al ons bekommernisse op hom werp. Maar die Here sê ook vir ons wat ons vroeër ook aangehaal het, Jesaja 7 vers 9, as ons nie glo nie, sal ons nie bevestig word nie. So dit hang af. As ons maar dink dit is alles verlore, dit is alles verby, daar's niks wat ons nog daaraan kan doen nie, dan gaan niks daaraan gedoen word nie. Moffat het hierdie teks so vertaal, hy sê, hold God in doubt, you'll never hold out. As jy twyfel, dan gaan dit nie uitwerk, dan gaan jy nie uithou, gaan jy nie aan die ander kant kom nie. Die Here wil hê ons moet die pad loop. En daarom sê ons nou hierdie woorde nou maar, ouerskap is nie vir lafaards nie. Ouerskap is nie vir sissies nie. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat ons voor die Here het.
Die volgende geslag, dinge wat vorentoe gebeur, word bepaal deur wat ons doen in ons kring van ons verantwoordelikheid. Ek wil vir u so hier op die eind lees 1 Petrus 5 van vers 8 tot 10. Hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Wees nugter en waaksaam. Hoekom? Die duiwel soek 'n geleentheid. Hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Die verwoestingswerk wat hy mee besig is. Ons moet dit keer. Ons moet in die bres tree. Ons moet in die pad kom staan. Standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Ons geanker wees in die woord van die Here. Deur die woord van die Here versterk word deur sy Heilige Gees, dat hy ons bevestig, dat ons soos Efesiërs 5 ook sê, after fighting to the end, you will still hold your ground. Dat die Satan ons nie van die terrein afkry, dat hy ons nie laat swig nie, maar dat ons in die Here vas staan. Dat ons eintlik kan sê, soos die woorde in Jesaja 8 vers 18, hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het. Mag die Here vir ons daartoe in staat stel. Amen. Ag Here, ons buig diepe afhanklikheid voor U. Ons besef dat U 'n baie groot verantwoordelikheid op ons skouers gelê het as ouers in die gesinne, die gesinskonteks. Ook wat die kinders betref, die verantwoordelikheid wat hulle ook in die verband het. Maar baie dankie Here dat U vir ons in die woord leer, dat U die vyand oorwin het, dat ons in U kan vas staan, standvastig in die geloof, dat ons kan oorgee en daardie besluit neem en sê, ek is gewillig vir die Here, dat die Here in en deur my werk, en dat sy werk in en deur my lewe en in ons gesinne openbaar sal word, en dat die verlossing ook sigbaar sal word. Ons bid daarvoor in U lieflike naam. Amen.